opgewonde om hier vanaand te wees. Ons het weer die voorreg om sommer net lekker saam te deel uit God se woord uit. Ons gaan vanaand uit Josua uit saam lees. Sommer net ter wille van almal, hierdie wonderlike plantjies is deel van die skepping, is mos nou maar deel van ook die lente wat aanbreek in ons lewens, herinnering van lente en volgende Saterdag, die 26ste, het ons plantjie bazaar in die gemeente. So ons nooi almal na die plantjie bazaar toe van 8 uur af. As jy tussen 9 en 10 kom, of tussen 8:30 en 9:30 kom, dan kan jy dalk nog ook 'n breakfast burger op die koop toe verniet kry. Maar jy moet dan net so met 'n paar plantjies huis toe gaan. So ons het hier binnekant gaan ons 'n klomp plantjies hê, verskillende tipes plantjies. Daar's groenteplantjies, so as jy hou van 'n groentetuintjie, dan kan jy ook 'n boksie kom koop met allerlei verskillende groente plantjies in. Of gewoon sommer net 'n geskenkie wil koop. Hier's sulke oulike geskenkies wat jy vir 'n maat of wie ook al kan gee. Daar's baie oulike geskenkies daar agter. Jy kan kom kyk. En ons gaan sommer 'n bietjie goedjies hê wat jy ook in 'n tuin kan gebruik, of sommer net mooi goedjies ook. So lekker saam wees, nou na lockdown se einde se kant toe staan. So ons nooi almal hartlik uit na die heerlike plantjie bazaar te volgende Saterdag. Maar ons is hier om die Here te loof en te prys, en ek sê weer dankie vir almal wat so hard werk om vir ons 'n ruimte te skep waar ons die Here kan dien. En die Here te kan loof en te kan prys en net in die Here se teenwoordigheid te kan wees. So ons gaan sommer net saam begin vanaand, en ek gaan net vir ons 'n gebed doen, en dan gaan die 2 dames hier agter my vanaand vir ons begelei in die teenwoordigheid van die Here in. So kom ons word stil en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Dankie Here vir die reën wat vandag so ons herinner aan u sorg en aan u liefde. En dankie Here dat ons daarin kan deel. En dankie Here dat ons ook vanaand hier kan wees om u naam groot te maak. En ek kom bid Here dat u ook in hierdie tydjie wat ons bymekaar is, Vader, ons sal toerus met u Heilige Gees, deur u Heilige Gees, met die woord om ook uit te gaan in die wêreld, en soos wat die reën val en dit 'n nuwe begin is in hierdie werklikheid, Here, dat ons sal kan uitgaan om ook ergens 'n nuwe begin te wees, om nuwe lewe te bring in die wêreld waarin ons leef. Dankie vir u sorg en u genade, Vader, en ons bid u teenwoordigheid af ook in vanaand se saamwees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. So, goeienaand almal, gewoonlik is ek nie die een wat die verwelkoming doen nie. Ons gaan vanaand net 'n bietjie rustiger gaan. Soos julle kan sien is die volle band nou nie hier vanaand nie, maar julle kan staan of sit en dit maar net saam met ons geniet. There's nothing worth more than will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the
There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine.
may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Oh. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. From the highest of heights to the depths of the sea, creation revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim.
lightning bolt where it should go. Or seen heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gave source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. Yes, you are amazing, God. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and flashed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I. Can see your heart in everything you've made. Every bird and star a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature, so I can see your heart in everything you say. Every painted sky a signal for if creation still obeys you, so will I. The stars were made to worship, so will I. The mountains bow in reverence, so will I. The oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists, it lifts you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out and
God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. You lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you so I can see your heart in everything you've done. Every part assigned in a work of art called love. You gladly chose surrender, so will I. Can see your heart a billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. You do it again 100 billion times. What measure could amount to your design? The one who never leaves the one behind. Almarie en Caitlin, dit was 'n wonderlike manier om ons in te lei in die Here se teenwoordigheid en baie dankie vir julle getrouheid en gehoorsaamheid. Dit was iets besonders, baie dankie. Soos ek gesê het, ons gaan vanaand saam lees uit Josua hoofstuk 1. En ons lees Josua, waar pas Josua in? Josua is die leier van die volk na Moses se dood. En Josua word aangestel om die volk in te lei in die land Kanaan, om die volk in te lei in die beloofde land, die land van belofte, om in besit te neem dit wat die Here vir hulle beloof het. En Josua is dus die leier van die volk, en baie kere onthou ons van Moses as die groot leier wat Israel uit Egipte uitgelei het, maar Josua is die een wat hulle ingelei het in die land van belofte. En in baie opsigte is Josua net so 'n groot leier soos Moses. En die fokus, of eintlik die wonder van Josua se lewe is dat Josua die volk gehelp het om gehoorsaam te bly aan dit wat die Here van hulle gevra het. En hy was 'n leier wat aan die einde van sy lewe ook bekend gestaan het as die een wat tydens sy leierskap die volk by God gehou het. Die volk gehoorsaam laat wees het en bly het aan die wil van die Here. So 'n besonderse man, 'n verhaal van 'n besonderse man. So kom ons lees dit saam, of voordat ons lees, kom ons bid net eers saam. En ons vra dat die Here ook ons deur sy woord vanaand sal begelei. Here, wanneer ons in die skepping weggeraak, in die konstellasies van sterre, en die grootheid van wie U is, Here, dan wil ons maar net weer vanaand voor U kom verootmoedig.
Kom sê, Here, wie is ons dat U aan ons dink? Ons mensekinders, wat maar 'n klein fraksie is van die groot heelal wat U geskep het. Here, ons wil aan U erkenning gee as die groot God wat bo alles uittroon. En Here, in 'n oogwenk ook ons almal eintlik kan verdelg, maar U kies om dit nie te doen nie. U kies om deur mense in hierdie wêreld te regeer. En Vader, U kies dan ook leiers uit om mense in U wil te begelei, mense soos Josua. En daarom vra ons, Here, dat U vanaand vir ons ook in U woord sal inbegelei en dat ons die diepere waarhede en die wyshede van U woord, Here, sal ontdek. En dat ons dit ook, Here, in ons lewe sal begin toepas en sal begin leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die opdrag aan Josua, na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses gesê, Moses, my dienaar is dood. Maak jou nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle die Israeliete gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier die Eufraat, die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste, alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk. Wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk. Wees vasberade. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie. Want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Wees sterk. Wees vasberade. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Josua is die assistent van Moses en hy moet by Moses oorneem. En die Here beloof vir Josua, ek sal by jou wees, soos wat ek by Moses was. En onthou wat met die volk Israel gebeur het, hulle het weggevlug uit Egipte uit, Moses se aandrang, Moses het vir hulle gehelp om uit Egipte uit weg te kom, hulle is deur die Rietsee deurgetrek, en ja, toe daar 'n hele klomp gebeure met die volk plaasgevind, waar hulle nie noodwendig altyd in die Here se voetspore gevolg het nie, en dan moes die Here hulle korrigeer, en hulle weer help, en hulle weer op die regte pad bring. Maar die Here beloof vir Josua, ek sal by jou wees, soos wat ek by jou was in die dae van Moses. Maar die Here vra ook van Josua, hy sê vir Josua, wees sterk, wees vasberade,
nie? Wees sterk, wees vasberade. Maar waar moes hy sterk wees en waar moes hy vasberade wees? Die Here vra van Josua, sê vir hom, wees sterk en vasberade in die wet, voorskrifte van die wet, wat Moses mos nou van die Here ontvang het. Dieselfde riglyne wat ek vir Moses gegee het, gee ek aan jou ook, en sê ek vir jou, hou vas aan die riglyne van my woord, hou vas aan die riglyne van die wet, en jy sal geseënd wees, jy sal versorg wees, ek sal by jou wees. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die land van slawerny bevry het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand, al jou krag, en jou naaste soos jouself. So die Here roep vir Josua uit en hy sê vir Josua, jy moet die skoene van Moses kom volstaan. Jy moet 'n leier kom wees, die mense moet agter jou kan aanloop. Maar wat doen 'n leier? Wat doen 'n visionêre leier? 'n Leier is iemand wat mense vat van waar hulle nou is en hulle vat na 'n nuwe plek toe of na 'n nuwe standplaas, 'n nuwe wêreld. En dis Josua se opdrag. Hy moet hulle kom vat daar waar hulle nou deur die Jordaan rivier moet trek, moet hy hulle vat en moet hy hulle in die nuwe beloofde land inbegelei. En moet hy hulle in die land van belofte laat tuiskom. So dis wat 'n leier doen. 'n Leier gaan na mense toe, gaan wees tussen hulle, word aangestel as die leier, word geroep tot 'n leier, en dan is hy 'n man met 'n opdrag, en dan sê hy vir hulle, maar goed, kom ons stap, en kom ons vat julle na 'n nuwe moontlikheid toe. En die moontlikheid wat Josua die volk na toe moes bring, is 'n plek van belofte, 'n land van melk en honing, 'n land van oorvloed, 'n land van genade, 'n land van versorging. Ja, daar sou nou nog oorloë wees en oorwinning moes kom. Maar die Here sê vir Josua, ek sal vir jou die oorwinning gee, ek sal vir jou die oorloë laat wen, want dit is wat ek gesê het, wat ek jou beloof het, wat ek die volk beloof het. Maar ek wil jou gebruik. Ek wil vanaand vir jou vra, as die Here vanaand by jou kom staan en vir jou sê, ek wil jou gebruik. Ek wil jou aanstel as 'n leier. 'n Leier is iemand wat 'n volgelingskap van mense moet hê, mense wat rondom jou moet wees, mense wat jy 'n invloed in hulle lewens uitoefen. Here vanaand vir jou moet sê, jy moet 'n leier kom wees. Wie is daai mense wat jy moet begelei? Wie is die mense waarvoor die Here jou uitroep, of waarvoor die Here jou wil gebruik? So dink 'n bietjie vir 'n oomblik na, wie is daai mense in wie se lewe jy invloed het, en wat jou toelaat om 'n invloed in 'n lewe te hê. Want 'n leier is net iemand wat 'n leier kan wees as sy volgelinge toelaat dat hy hulle lei. In Josua se konteks was dit die volk. Die Here het hom aangestel, vir hom gesê, ek wil jy moet 'n leier wees, en die volk het vir gesê, maar Josua, ons sal gaan waar jy ons lei. Ons sal agter jou aanloop. Is jy besig om 'n invloed uit te oefen in die mense in jou invloedsfeer, wat vir hulle weer terugverwys na die een wat jou aangestel het, die een wat julle vir mekaar kom gee het. God gee Josua vir die volk, God gee jou vir jou vriende. Verteenwoordig jy die een wat jou aangestel het, die een wat jou gegee het vir jou vriende, verteenwoordig jy die Here daar? Met ander woorde lewe jy 'n getuienis van dat die Here in jou lewe leef, en dat hy 'n werklikheid in jou lewe is? Het jy 'n persoonlike verhouding met die Here God? Is jy lief vir die Here?
Joshua was lief vir die Here. Joshua sê dit, hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En mense volg vir Joshua, omdat hulle die Here kon sien werk in sy lewe. Die vraag aan jou vanaand is, kan ander mense wat rondom jou leef sien, dat die Here by jou teenwoordig is? Dat die Here in jou lewe werk, en dat hy 'n plan het met jou lewe, en dat jy iewers hierheen op pad is, saam met die Here, en dat hulle graag daar wil wees, want hulle sien, daar waar jy is 'n goeie plek, dis 'n plek waar die Here se beloftes waar word, dis 'n plek waar die Here se teenwoordigheid sigbaar word. Deur die manier waarop jy dalk God se liefde leef, deur die manier waarop jy ander behandel, deur die manier waarop jy betrokke is in hierdie wêreld. Joshua kry 'n baie groot verantwoordelikheid. Wees sterk, wees vasberade. Met wat? In die uitvoering van die wet. Wat is die, wil ek amper sê, die grond, die fundament van die wet? Jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Jy moet daai twee goed altyd doen. Jy moet God lief hê en jy moet die mense rondom jou lief hê. Is jy 'n mens wat die Here lief het? Is jy 'n mens wat die mense rondom jou lief het? Leef jy dit? Die wetboek moet sy rigsnoer wees. In alles wat hy sê en doen. In alles wat hy sê en doen. Hy moet dit dag en nag oordink. Wetboek God se wil, waaruit ken ons God se wil? Waaruit leer ons wat sy wil is? Sy woord. Lees ons sy woord. Ken ek sy woord? Kan ek my aksies, my optrede, kan ek terugherlei word na dit wat God in sy woord vir ons leer? As ons sê ons is die kerk van die Here Jesus Christus, leef ek in die voetspore van Jesus. God sê ek sal by jou wees. Hy sê vir Joshua, ek sal voor jou uitgaan, ek sal vir jou die pad gereed maak. Volg my net, volg my. Volg my woorde, volg my wil. Loop agter my aan. En dan sal die volk ook agter my aankom, want hulle sal agter my wil aankom. So volg ek in die voetspore van Jesus. Leef ek soos wat Jesus ons nou dikwels vir ons aan herinner, sê hy ook vir ons, ek doen net wat ek die Vader sien doen het. So Jesus het ook ag gegee op dit wat die Here vir hom kom leer het. Ook ag gegee op dit, die boodskap van wat hy moes doen, wat die Vader vir hom kon gee. Want as jy dit doen, as jy daarin slaag, sal jy voorspoedig wees. Almarie wat vanaand hier voorgestaan het in Douglas, wat ons nou altyd deel is van die band, wat nou nie vanaand gespeel het nie. Hulle trou een van die dae, is nie meer baie lankie. En in die huweliksvoorbereidingssessies wat ons met mekaar gehad het, het ek vir hulle gesê, as die Here die huisie bou nie, as die Here nie vir julle leiding gee in julle huwelikie, as hy nie die leier is in julle huwelikie, dan gaan jy nie die voorspoed beleef, gaan julle nie die voorspoed beleef, wat die Here vir julle wil gee nie. Julle die geskenke kry wat die Here vir julle wil aflewer. Die geskenk wat ons ontvang binne in die huwelik. So, my vraag weer aan jou.
Leef jy in hierdie verhouding met die Here, dat hy vir jou die geskenke kan gee, wat hy vir jou wil gee? Daar is wonderlike geskenke in leierskap. Nie die feit dat mense agter jou aanloop en jy goed voel omdat hulle jou volg nie. Maar oor wat jy kan doen vir ander, wat jy kan sien deur vir iemand te bid, of vir iemand uit liefde uit iets te doen, is om te sien hoe dit sy omstandighede en sy wêreld kan verander. En dis geskenke van die Here, waarin jy kan sien hoe die Here jou begenadig om te kan sien hoe mense verander, hoe mense groei, hoe mense deur moeilike omstandighede kan kom, omdat hulle die geskenk van Jesus se liefde ontvang het. Ek was die naweek bevoorreg om by 'n goeie vriendin van my se 50ste verjaarsdag te wees. En wat 'n voorreg om te kan sien hoe die Here ook in haar lewe vir haar gehelp het om die beginsels van God se woord te leef, en hoe daar 'n klomp vroue is wat wonderlike boodskappe geskryf het van wat hulle in haar lewe raak gesien het as leier in hulle vriendekring. Hoe sy op haar manier vir hulle geskenke kom gee het van God se genade. En hoe hulle elkeen wat daar was in die verjaarsdag kom vier het, kon getuig van God se werk in haar lewe. En hoe dit hulle ook beïnvloed het, en wat hulle daaruit kon leer. So leierskap is 'n geskenk wat God vir ons kom gee, sodat ons ook geskenke vir ander kan gee, sodat ons die geskenke kan terugontvang. Die geskenke van genade, die geskenke van blydskap, die geskenke van vriendskap, van vrede, van liefde. God gee vir Joshua belofte. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou orals waar jy gaan. Orals waar jy gaan. Wat 'n geskenk wil ons meer hê as dit? Is dat die Here elke tree wat ons gee, hoe bang ek ook al vir daai tree is, hoe onseker ek ook al is, te weet, maar die Here gaan saam met my. Te weet, maar die Here sal my help as ek nie kan nie. As ek oor 'n bruggie moet kom en ek weet nie hoe nie, dan gaan die Here vir my help. En hy gaan vir my ook wys hoe om dit te doen. So om in die Here se wil te wees en te bly is die belangrikste ding vir ons lewe. Of ek besig is om net gewoon in my eie wêreld te wees, en of ek dan nou 'n leier van mense moet wees, dis die heel belangrikste ding, is om God se wil te wees. Want hy sal vir ons die wysheid skenk, hy sal vir ons die moed gee, hy sal vir ons die krag gee, hy sal vir ons die deursettingsvermoë gee, hy sal vir ons die vermoë gee om aan te hou, al wil ek nie, al kan ek nie meer nie, hy sal dit doen. Die Here het vir Joshua hoë aansien gegee. Hy het vir hom geseën met hoë aansien onder die volk. En as jy nou gaan kyk, as jy nou deur Joshua blaai en jy kom aan die einde van Joshua, wanneer ons hier in hoofstuk 24 lees van vers 20 af, na hierdie gebeure het Joshua seun van Nun, dienaar van die Here, gesterf. Hy was 110 jaar oud. Ek weet nie heeltemal of ek so oud wil word nie, maar goed. Hy is begrawe in die gebied wat aan hom gegee was as besitting in Timnat-Serach in die Efraimsberge noord van Gaasberg. Israel het die Here bly dien tydens die lewe van Joshua en tydens die lewe van die leiers wat vir Joshua oorleef het en alles ervaar het wat die Here vir Israel gedoen het. So Joshua se hele lewe was 'n getuienis gewees van God se genade. En is dit
wat my vriende ook aan die einde van my lewe sou skryf, sou sê. Die Here was sigbaar in sy lewe die hele reis, die hele pad wat ons saam geloop het. Israel het die Here bly dien. Die hele volk, die volgelinge van Joshua, het die Here bly dien. Al wat ons moet doen, is om gehoorsaam te wees en te bly. Die Here te soek. En hy sal die seëninge, hy sal verantwoordelik wees vir die seëninge wat daaruit voorkom. Mag die Here vir elkeen van ons, soos hy vir Joshua ook beloof het, mag die Here by ons wees, mag hy by ons bly, maar heel belangrikste, mag ons die begeerte in ons harte hê, om elke dag sy wil te doen. Want as ons dit doen, dan gaan ons ook deel in die seëninge van God vir hierdie wêreld. So as ons na ons land kyk, in ons situasie, in ons wêreld waar ons nou leef, vra die Here van ons in COVID nou, waar ons besig is om uit COVID uit te beweeg, om as leiers op te tree en te sê, maar ons moet 'n nuwe begin maak. Ons moet nuut begin. Wat gaan ons doen? Niks anderste as om die Here se wil te doen. Kom ons begin nuut deur te doen wat die Here van ons vra. Kom ons wees gehoorsaam. Kom ons volg Jesus in sy voetspore en ontvang die seën wat daarmee saamgaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U mense kies, soos Joshua en soos ons, om U getuies te wees hier op aarde. Maar Here, ons wil bid dat U vir ons die moed, die geloofsvertroue, die krag sal gee om waarlik, Here, getrou te wees aan U. Om nie af te dwaal nie. Nie om, Here, ons eie kop te volg nie. Ons eie wysheid na te streef nie. Maar Here, om U te volg. Dankie Here dat ons U woord het en dat ons daaruit kan leer wat U wil hê dat ons moet doen. Here, maak ons meer en meer gehoorsaam elke dag aan U wil. Amen. Of ons het nog 'n laaste lied saam en dan gaan ons so saam afsluit. Gotta keep the calm before the storm. Don't want less, I don't want more. Must bar the windows and the doors to keep me safe, to keep me warm. Yeah, my life is what I'm fighting for. Can part the sea, can reach the shore. And my voice becomes the driving source. I won't let this pull me overboard.
from down below, 'cause I'm underneath the undertow. Come dry me off and hold me close. I need you now, I need you most. God, keep my head above water, don't let me drown. It gets harder, I'll meet you there at the altar as I fall down to my knees. Don't let me drown, drown, drown. Don't let me drown. Don't let me drown, drown, drown. Keep my head above water, and I can see in the stormy weather, and I can't seem to keep it all together, and I can't swim in the ocean like this forever, and I can't breathe. God, keep my head above water, I lose my breath at the bottom. Come rescue me, I'll be waiting. I'm too young to fall asleep, so God, keep my head above water, don't let me drown. It gets harder, I'll meet you there at the altar as I fall down to my knees. Don't let me down, don't let me drown, don't let me drown. Keep my head above water, above water. Kom ons staan en dan ontvang ons sommer net so saam die seën van die Here. En ons my gebed is dan nou ook dat die Here elkeen in hierdie week op 'n besondere manier sal bewus maak dat ons leiers is, dat deur die Here geroep word om sy wil te gaan leef in die wêreld. En dat ons sy wil 'n werklikheid sal maak op die maniere waarop ons leef. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees by ons elkeen wees en bly totdat hy weer kom. Amen.